Vanmôre gesels ons verder met Dr. Roelie van der Spym met sy praatjie lig uit die skrif. Môre Roelie. Môre Willem, môre luisteraars. Dit is goed om weer met julle te kan gesels. Ja, besonderse dag vandag om met jou te praat. Die tema is vandag verwyder die suurdeeg van die sonde. Ja, Ja, dit is nou nog ons lees baie van die sonde natuurlik in die Bybel en ons lees ook baie keer van suurdeeg, maar ek weet nie of ons van verwyder die suurdeeg van die sonde in een lyntjie met mekaar lees nie. So jy beter vir ons verduidelik. ja, ek dink ons moet dink aan hierdie naweek waarop hierdie praatjie nou gepraat word. Dis tog Paasnaweek. So ons praat van Goeie Vrydag. Hoekom? Goeie Vrydag, dis die dag wat Jesus dan gesterf het as die Paaslam en vir ons verlossing bewerk het. So hy het vir ons sonde gesterf op die Vrydag. Dit beteken die volgende dag was hy sonder sonde, want hy het mos nou vir die sonde betaal. Nie dat hy sonde gehad het nie, maar simbolies het hy nou vir die sonde betaal en hy versinnebeeld dan hy is sonder sonde. En weet julle, die volgende dag is die fees van die ongesuurde brode. En dan die derde dag wat hy opstaan, die derde dag van die Paastyd, van die groter Paasfees, is die fees van die eerstelinge. En Jesus het opgestaan as die eersteling van almal wat sal opstaan in die ewige lewe in. So daarom gaan hierdie suurdeeg en die ongesuurde brode dan vir my baie sterk hand aan hand met die viering en die verstaan van die Paasfees en veral dan van die middelste dag van die Paasfees. So dit is tegnies gesproke en jy het vir ons al verduidelik. Die middelste dag is dan die Pasga wat geëet word, die dag van die ongesuurde brood. En dis die dag wat Jesus in die graf is. Dis die dag wat Jesus in die graf is en daar mag dan geen gesuurde brood eet word nie, dit moet net ongesuurde brood wees. Nou, Aurelie, die suurdeeg, kom het van die Paasfees af direk? Willem, kom ons blaai 'n bietjie deur die Bybel en sien wat sê die Bybel oor suurdeeg. En hoe konnekteer, hoe word dit gesien in die Paasfees self. Maar kom ons blaai na Lukas 12 toe. En sien, daar's 'n paar keer wat Jesus oor die suurdeeg praat in die Bybel, in die Nuwe Testament. En in Lukas 12 waarsku hy vir sy disippels, ook in die parallelle gedeeltes waarsku hy sy disippels oor die suurdeeg. Maar hierso staan hy waarsku sy disippels oor die suurdeeg van die heigelary van die Fariseërs. Dis interessant, né? So kom ons lees Lukas 12 vers 1 en 2. Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en hom in die eerste plek tot sy disippels gerig. Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is 'n heigelary. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie. So interessant, né? Hierdie suurdeeg van die Fariseërs, dis hulle sonde. En hy sê, dis eintlik onsigbaar want dis bedek, maar eendag sal dit sigbaar word. En daar by die tema kom ons dan later uit, maar dit is interessant dat Jesus dit dan vir die disippels sê ten opsigte van die suurdeeg, die sonde van die Fariseërs, die lering, die sondige lering van die Fariseërs, die heigelary van die Fariseërs, dat dit eendag sigbaar gaan word, dat dit eintlik sonde is. Maar ook Paulus het baie interessant gepraat en geskryf oor suurdeeg. In 1 Korintiërs 5 van vers 5 tot 8. Willem, sal jy vir ons hierdie gedeelte lees? Nou moet ons mooi onthou waaroor dit hier gaan. Dit gaan hier oor die suurdeeg wat as beeld van sonde in ons lewens is. En soos my suurdeeg uithaal, so word die sonde uitgehaal. En dan kyk na die verwysing na Jesus in verband met die suurdeeg ook. So Willem, lees asseblief vir ons 1 Korintiërs 5 van vers 5 tot 8. So sou sy sondige aard vernietig word, sodat sy gees gered
kan word op die dag wanneer die Here kom. Ekskuus net gou, dit Julle dit verwys nou na 'n ou in die gemeente, 'n slegte ou in die gemeente. So hierdie ou se slegte aard gaan vernietig word. En dit gaan sigbaar word as op die dag van die Here wat die Here kom. Ja, dankie. julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag. Dit is Christus. Laat ons dan fees vier. Nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Ja, en dit is vir my 'n verskriklik treffende gedeelte om vir my te sê wat is die simboliese waarde, wat vir sinbeeld wat suurdeeg vir Paulus dan daar in die Nuwe Testament, né? Julle selfverheffing is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Met ander woorde, hulle selfverheffing, hulle wat is dit? Wat is ons hulle groot pratery? Hoogmoed, daar's die regte woord. Hulle hoogmoed is so suurdeeg in die gemeente. En as jy hoogmoedig is en daai is hoogmoedig, dan hierdie hoogmoed van julle, hierdie selfverheffing van julle gaan die hele gemeente later sleg maak. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg, met ander 'n bietjie sonde die hele gemeente, die hele deeg deurtrek nie. Dan staan daar: verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. Maar verwyder hierdie sonde uit julle lewe uit, dat julle soos brood sonder deeg, sonder suurdeeg, mense sonder sonde kan wees. Want hy sê, want dit is wat julle werklik ook is, omdat julle gelowiges, Christene is. Want sê hy, ons paaslam is tog immers geslag. Dit is Christus. So omdat Christus vir ons sonde gesterf het en die sonde verwyder is ons nou soos brood waarvan die suurdeeg verwyder is. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, nee. So ons kan nie Paasfees vier as ons hierdie sonde in ons het nie, die ou suurdeeg het nie, die ou suurgoeters in ons lewe het, want ons lewe versuur nie. Dit is onsedelikheid en ander sondes nie. Maar ons moet fees vier met ongesuurde brood van reinheid en waarheid. So reinheid en waarheid, daar waar daar nie sonde is nie, is soos ongesuurde brood. Nou so terloops, ek kom net nou daarby, waar ongesuurde brood is wat die Jode matzah noem, matzah. En daaroor eet die Jode ook dan matzah, ongesuurde brood, tydens Paasfees. Maar kom ons kyk na ander verwysings hier in die Bybel. Waar kom hierdie verstaan van suurdeeg vandaan? In Levitikus 2 vers 11 is daar al reeds so 'n verwysing. In Levitikus 2 vers 11, daar staan: geen graanoffer wat vir die Here aangebied word, mag suurdeeg in hê nie. Julle mag geen suurdeeg of heuning verbrand as 'n offer vir die Here nie. So interessant, né? Hulle is daai tyd al gesê, julle mag nie suurdeeg offer in die Here nie. Dit is asof julle, ek kan amper sê, julle sonde aan die Here aanbied. Die Here wil eintlik julle met die sonde verwyder. Hulle moet hulle sonde bely voor hulle die offer dan bring. Dis wat hy vir hulle vra. Maar waar kom dit vandaan? Willem, sal jy vir ons Levitikus 23 vers 5 en 6 lees? Nou hierdie gaan oor die Paasfeestyd. Nou ons praat so baie maklik van Paasfees, maar Paasfees is eintlik 'n Paastyd. En die Paastyd is in 3 feeste opgedeel. Hier lees ons dan van die eerste 2 feeste in die Paastyd. So Willem, lees asseblief vir ons Levitikus 23 vers 5 en 6. Op die 14de van die eerste maand teen skemer moet julle die Paasfees vier tot eer van die Here. Op die 15de van dieselfde maand begin die fees van die ongesuurde brood tot eer van die Here. 7 dae moet julle ongesuurde brood eet. Ja, interessant, né? Op die 14de van die eerste maand. Nou hierdie eerste maand is die maand Nisan. Dis letterlik April vir die Jode. Dis vir ons, dis Apriltyd.
Maar hulle kalender en ons kalender kom nie altyd presies ooreen nie. Maar as met die 14de van Nisan, want dis die eerste maand vir die Jode, moet julle die Paasfees vier. So op daai dag, die 14de, julle die Paasfees vier. En kyk daar, vers 6 sê, en op die 15de van dieselfde maand, moet julle die fees van ongesuurde brode vier. So die Paaslam is geslag op die 14de en die volgende dag moes hulle die fees van die ongesuurde brode vier. Nou daai fees het lank aangehou vir 7 dae. Maar wat belangrik is, binne in die Paasnaweek, die eerste dag van die Paasnaweek is die Paasfees, die dag as die Paaslam geslag word. Die tweede dag is die fees van ongesuurde brood, die fees dat ons fees vier dat die sonde nou, die suurdeeg nou uit ons lewens uitgehaal is. En dan die derde dag is die fees van die eerstelinge, want Jesus het opgestaan en hy is dan die eersteling van almal wat op sou staan. Maar hier in Levitikus 23 vers 5 en 6 staan daar, op die 14de van Nisan moet julle die Paasfees vier en op die 15de, die volgende dag, moet julle die fees van ongesuurde brode vier. Nou om hierdie fees te vier, moes die Jode gereed maak. Hulle moes geestelik en fisies gereed maak. Want omdat dit 'n groot fees was en hulle Jerusalem toe moes gaan vir hierdie fees, moes hulle natuurlik emosioneel, geestelik vir hulle voorberei en hulle moes hulle sonde bely. Maar hulle moes ook iets fisies doen. En dit laat my so 'n bietjie dink aan die nagmaal, né? Die nagmaal eet ons fisies die brood en ons drink die wyn. Dis fisiese tekens wat vir ons geestelike waarde het. En dieselfde het gebeur in Eksodus 12 vers 15. Daar sou staan: 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Reeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. Want elkeen wat iets eet met suurdeeg, wat met suurdeeg gebak is, van die eerste tot die 7de dag, daardie persoon sal van Israel afgesny word. So rondom hierdie feesvieringe binne in Paasfees, wat die tweede dag van Paastyd begin, die fees van ongesuurde brode, mag hulle nie suurdeeg eet nie. Om my waarheid te sê, uiteindelik 'n baie interessante gebruik. Hulle moet al die suurdeeg uit hulle huise haal, en daar's nou so 'n Joodse gebruik, wat die vrou natuurlik weet maar waar die suurdeeg is, en sy moet alles skoonmaak. Maar op die ou end vat sy 'n een stukkie suurdeeg, een hompie suurdeeg, en sy sit dit so onder die hoek van die mat, in sy berden. Dan kom die pa, wat natuurlik die verantwoordelike persoon is vir die reiniging van sy huis en huisgesin, geestelik en fisies. En die pa kom met 'n veer en met 'n skoppie en hy soek, en hy lig die mat op, en hy vat sy veertjie met sy skoppie en hy vee die laaste bondeltjie suurdeeg onder die mat uit. En dan verklaar hy daai huis skoon, sonder suurdeeg. En geestelik ook gereed vir die Paasfees wat dan kom. So baie mooi gebruik. Nou 'n ander interessantheid oor hierdie gebruik is, natuurlik julle weet, nou April maand is vir ons die begin van die herfs. Maar onthou, die Jode het in die noordelike halfrond gebly. Vir hulle was dit die begin van die lente. En dit is, as ek nou reg verstaan, dit is waar die uitdrukking vandaan kom van spring cleaning. Want dit was springtime gewees. Dit was lentetyd en hulle moes hulle huise skoonmaak van alle sonde, alle slegheid, alle vuil goed en alle suurdeeg. So die Jode het spring cleaning gedoen reg voor Paasfees. So as ons lente skoonmaak, 'n spring cleaning doen, beteken dit ons moet eintlik so 'n bietjie dieper kyk as die gewone stof, ook sommer so in ons lewe in. Ja, dit sal eintlik 'n mooi simboliek wees as ons spring cleaning wat ons ook doen in Suid-Afrika dalk 'n geestelike karakter gaan gee, ja. Maar ja, dit is my baie mooi om te sien dat dan die Jode het ook, soos ons met die nagmaal, fisiese tekens gehad, het hulle ook fisiese tekens voor die Paasfees gehad. Wat hulle dan hulle huis moes skoonmaak, fisies, maar ook van suurdeeg en ook hulle harte skoonmaak. So ja, ek wil opsommend wys dan net weer sê, die Paastyd was eintlik 'n 3-in-1 fees. Die eerste dag, die 14de Nisan, was die slag van die Paaslam, Paasfees. Die tweede dag, die 15de Nisan, het die ongesuurde brode fees begin, die fees van die ongesuurde brood, dit alhoewel dit vir 7 dae geloop het. En die derde dag was die fees van die eerste vrugte.
die dag waarop Jesus opgestaan het. Maar die middelste dag is dan vir my die versimbolisering van letterlik die dag sonder sonde. Want die vorige dag het Jesus gesterf vir die sonde en daardie dag was hy dan sonder sonde en ons kan sonder sonde wees as ons die paaslam van die vorige dag dan aanvaar. Willem, maar nou kom ek by 'n ander tammeleetjie. Luisteraar, jy ken seker ook die gelykenis van die koninkryk wat is so suurdeeg. Hoe verstaan ons dit? Nou as jy saam met my blaai na Matteus 13 toe, dan kry ons hierdie gelykenis. Dit is eintlik net een versie. Die gelykenis van die suurdeeg, die koninkryk van God is so suurdeeg. Nou ek is seker 99.9 van ons reken dat dit dan goed is, né? Dat die suurdeeg is in die koninkryk en soos die suurdeeg uitbrei, uitgroei, groter word, so groei die koninkryk ook groter. So kom ons kyk dan, hoe moet ons dit verstaan? Want tot nou toe het ek vir julle gesê, suurdeeg is negatief. Jesus het gesê die suurdeeg van die Fariseërs is hulle sonde. Paulus het gesê, ons moet die suurdeeg uithaal, ons moet soos ongesuurde brood wees saam met Christus. Die Ou Testament het gesê ons moet die suurdeeg verwyder. Oral lees ek van suurdeeg wat negatief is. Hoe moet ons dan nou hierdie gelykenis van Matteus 13 vers 33 verstaan? Maar Willem, om dit te verstaan, en luisteraars, ek dink dit is eintlik 'n baie belangrike konsep. Ons kan nie oor 'n stuk uit die skrif praat as ons nie die stuk in die skrif gelees het nie. So Willem, sal jy dan vir ons hierdie Matteus 13 vers 33 tot 35 lees? Matteus 13 van vers 33 tot 35, die gelykenis van die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg. Lees asseblief vir ons daardie gelykenis hê. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer. En sonder 'n gelykenis het hulle niks geleer nie. So moes vervul word wat die Here deur 'n profeet gesê het. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat. Ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. Ja, so interessant, né? Hierdie gelykenis, die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat het en 'n groot skottel ingemeng het, né? So ons verstaan dan almal dat dis hoe die koninkryk van God groei. Maar my vraag is, sou mens die suurdeeg in die gelykenis van die koninkryk anders kon verstaan? Veral omdat ek nou die vorige dinge uitgewys het, wat dit lyk of suurdeeg altyd negatief is. So Willem, 'n belangrike konsep, soos wat jy seker as dominee ook weet, is, wat is die konteks waarin hierdie gelykenis voorkom? En baie dikwels moet ons ook sê, wat is die tema van die omringende verhale, gelykenisse ook? So kom ons kyk na hierdie twee aspekte en sien of ons dalk 'n ander verstaan kan kry van die suurdeeg en die gelykenis van die koninkryk. Wel, 'n deel van die antwoord is waarskynlik wat hy gesê het, en sonder gelykenis het hy niks geleer nie. So hier lees ons te midde van 'n klomp gelykenisse, nog 'n gelykenis, hierdie gelykenis ook, en dis hoe hy sê, hy leer hulle so met gelykenisse. Maar dit is interessant, daar staan in daai laaste versie, ek sal gelykenis gebruik as ek praat, ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die begin van die skepping af. So hy wil sê letterlik, daar's goed weggesteek. Daar's goed geheim. Daar's misteries. Die Griekse woord is baie keer misterie. Die misteries wat sigbaar sal word deur gelykenisse. En dit is eintlik nogal die tema wat ek wil hê waarna ons moet kyk. Nou natuurlik as Bybelvertaler het ek altyd een of ander saak met die vertalings. Kom kyk net gou, hier is een interessante woord wat ek nou glad nie mee saamstem hoe dit vertaal is in ons gewone vertalings nie. En ja. So ons lees net weer vers 33. Willem, lees net vir ons hierdie een versie, Matteus 13 vers 33.
Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Goed, so wat het hier gebeur? Hier's 'n vrou, sy maak 'n meel, maar sy vat 'n bietjie suurdeeg en sy werk dit in sodat alles moet suur word. So ek wil sê as sy ongesuurde brood wou maak, dan is dit 'n probleem want alles word nou suur tot op die einde. Maar as sy natuurlik gewone suurdeeg brood wou bak, was dit 'n goeie ding geweest. Maar ek het onderstreep die woordjie. Dis 'n vrou wat die meel gevat het, die suurdeeg gevat het en ingewerk het in die meel in, totdat alles deursuur is. Maar ek stem nie saam met die vertaling van daardie woord ingewerk nie. Daardie woord ingewerk in Grieks is enkrypto. Enkrypto. Nou enkrypto, luisteraar, miskien laat dit jou herinner, laat dink aan die kryptogelde, né? Kryptogelde. Nou wat is kryptogelde? Hoekom is dit kryptogelde genoem? Dis omdat dit onsigbaar is, né? Hulle sê mens kan handel dryf, geld rondskuif sonder dat die banke of die regerings weet wat aangaan. So hulle het 'n baie spesifieke woord gebruik. Dis iets wat weggesteek is. Dis iets wat onsigbaar is iets wat nie sigbaar is nie. Dis weggesteek, dis versteek. So kryptogelde is geld wat bietjie weggesteek is. Nou dis die Griekse woord wat in hierdie gelykenis voorkom wat sê die vrou het daardie suurdeeg gevat en in die meel ingewerk. Daardie woord ingewerk is eintlik in Grieks, sy het dit geïnkripteer. Dat die krypto dit maak daar. So as ek dan sê krypto beteken versteek, dan kan ons hierdie versie vertaal met die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat 'n vrou vat en in 3 mate meel versteek dat al die deeg suur word of fermenteer. So as die doel was dat die deeg nie moes suur word nie, het sy nou iets slegs gedoen. Maar dit is moeilik om dit te vat want ons dink altyd hierdie vrou het 'n goeie ding gedoen. Maar nou lyk dit tog of sy iets slegs kon gedoen het. Ek weet nie hoe voel jy oor hierdie geweldige verandering wat ek nou wil aanbring nie, Willem. Wel, die een ding wat ek nog altyd voel oor hierdie vers, Erolie, is dat die koninkryk van die Here gebeur nie outomaties nie. Dis die een ding wat ek wil sê. Weer die ander is wat jy net nou gesê het, 'n bietjie suurdeeg. Lukas 12 het jy dit gesê, dink ek. Ja. Die suur alles. So daai bietjie, dis soos 'n klein sondetjie. Jy kan net 'n klein en dan het jy sonde gedoen. Daar's 'n sonde in jou lewe. Dis maak nie saak eintlik of jy as jy baie doen, as jy natuurlik baie, maar jy sondig die oomblik wat jy sonde doen. En dan die gevolg daarvan, die slegte gevolg gebeur net, ja. Ja. Maar die goeie gevolg moet jy aan werk. Jy moet daarin iets doen. Jy moet daarvoor iets doen. Jy moet jou beywer daarvoor. Maar die vraag is, het hierdie vrou iets doelbewus goeds gedoen of doelbewus iets slegs gedoen? En dis nou waarna ons moet gaan kyk. So ek begin nou om te beweer dat sy dit doelbewus sleg gedoen het omdat die Griekse woord enkrypto is. So kom ons kyk net gou of ek die enigste mens op aarde is wat dit so vertaal. Daar's 'n paar ander vertalings waarin ek dieselfde ding raak gesien het. Ek weet nie julle ken seker die King James vertaling, en dis parallel aan dit 'n soort van dieselfde familie sien ons die Standard Version, Revised Standard Version, RSV. Die Revised Standard Version vertaal hierdie versie Matteus 13 vers 33 as volg. The kingdom of heaven is like leaven which a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. So hulle het ook soos ek gesê, hierdie vrou het hierdie suurdeeg gevat en versteek in die meel sodat alles suur kon word. Dan is daar nog 'n ander baie bekende vertaling wat een van die beste meer konservatiewe vertalings in die wêreld is deesdae, ESV, English Standard Version, baie goeie vertaling. Matteus 13 vers 33 vertaal hulle as volg. He told them another parable.
The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leavened. So baie duidelik, sy het dit daarin versteek sodat alles moet suur word. En dan die laaste vertaling wat ek wil aanhaal, dis 'n bietjie ouer vertaling, maar wat ek daarvan hou is dis so lank gelede gemaak. Ek dink is in 18 something gemaak. John Knox het hierdie vertaling gemaak. En dis is wat hy geskryf het van in Matteus 13 vers 33. And he told them still another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman has taken and buried away in 3 measures of meal, enough to leaven the whole batch. So buried away, in begrawe het, in weggesteek het. Ja. So net om 'n paar vertalings te noem, hierdie 3 vertalings beklemtoon of ondersteun dan wat ek sê. Die Griekse woord is enkrypto. En die dieper betekenis van enkrypto is eintlik om iets weg te steek. So hierdie vertalings bevestig dit. So hierdie vrou het dan doelbewus suurdeeg gevat en dit weggesteek in die deeg. En in Afrikaans is dit vir my so eintlik meer treffend as in Engels. Hier staan she took leaven and the whole batch was leavened. Maar in Afrikaans sê ons sy het suurdeeg gevat tot die hele deeg deursuur was. So die deeg het letterlik suur geword. Nou ja, ek dink nie om suur te word is 'n goeie aspek nie. Karaktereienskap nie. So dit te sien ons dan in Afrikaans. Maar kom ons kyk net wat ek net nou gesê het, uit watter konteks kom hierdie gelykenis. Willem, ja, ek weet nie of jy weet nie, daar is 7 gelykenisse in Matteus 13. Luister daar, dit is baie interessant, nee, daar's baie 7's in die Bybel en daar is 7 gelykenisse in Matteus 13. En baie keer van daai 7 is die middelste een die belangrikste een. Dit sien mens ook baie keer baie plekke. Wat is die 7? Ja, Ruud, ek wil net 'n opmerking maak. Jy weet, baie van die dinge wat ons lees ons net so, maar die oomblik wat ons dit werklik begin tel en onderskei en dissekteer, wil ek amper sê, die struktuur, dan sien ons dat die skrywer baie moeite gedoen het om struktuur vir ons met die struktuur 'n boodskap te gee. Dis nie net sommer per toeval dat daar 7 is nie. Die 7 is volmaak of 'n getal van volmaaktheid. En ons hoor baie 7 soos jy 7 dae van die week onder andere. En dit baie van hierdie struktuur ondersteun dit wat geskryf word. Dit bevestig wat geskryf word met die woorde, die hele struktuur wat elke keer vir ons gegee word. Ja, en die 7 is baie keer soos 'n spiraal. So die middelpunt is die middelste van die 7, wat dan eintlik die fokuspunt is, die belangrikste een is ook. Goed, wat is die 7 gelykenisse in Matteus 13? Kyk gerus saam met my asseblief. In vers 1 kry ons die gelykenis van die saaier. Nou dis bietjie lank en daar's ander verduidelikings dan. In vers 24 kry ons die gelykenis van die koring, né, wat gesaai word. By vers 31 kry ons die gelykenis van die mosterdsaad. Dan vers 33 is hierdie gelykenis van vanoggend, die gelykenis van die suurdeeg. Vers 44 die gelykenis van die skat wat die ou ontdek het. En dan vers 45 gelykenis van die parel wat die ou ontdek het. En dan in vers 47 gelykenis van baie visse, 153 visse. Nou Willem, as ek dit nou so noem, dan sien mens nou nie eintlik iets wat baie besonders is nie. Maar wat kan jy my vertel? Wat het gebeur by die gelykenis van die saaier? Was al die grond goed gewees of is daar iets wat hulle nie gesien het nie? As jy nou as 'n boer so gesaai het soos hierdie saaier, sou jy nou happy gewees het, tevrede gewees het, want oral waar jy gesaai het, was dit goeie grond gewees of was dit nie oral goeie grond daar nie? By die saaier was daar sekere dele wat nie goed was nie en hy kon dit nie sien nie. Ja, die feit dat sekere grond klipperig was, rots onder gehad het, was versteek gewees. Die versteekte rots onder die
grond was nie vir die ou sigbaar nie. Die volgende gelykenis, die Met die gelykenis van vlak grond. Ekskuus, Die vlak grond. die vlak grond, ja, die grond met die rots Ja, onder, ja. ja, Ja, ja. ja, ja, is reg, ja. Want die gelykenis van die koring, was hy tyd net goeie koringsaad gesaai en op die ouend goeie koring ingeoes of wat het daar gebeur? Jy sit maar net ek dink hierso, want die koring was daar en in die geheim is daar onkruid. En eers het hulle nie gesien nie en toe later van tyd kon hulle nie uitkry nie. So dit was ook soos onkruid kom, dit kom ook ongesiens in die geheim en versteek. Hy Versteek. laat jou dink daar's niks nie tot op 'n dag. Ja. Hmm. En wat interessant, wat het gebeur? Die helpers het gesê, moet ons nou nie daai bossies uittrek nie, die onkruid uittrek nie. Toe sê die Here, nee, die dag as ons die oes insamel, dan sal ons skei tussen die goeies en die slegtes. So, dis was versteekte, slegte saad wat deur die bose doelbewus gesaai is. Dis gesien mettertyd, maar dit het tot volle uitwerking gekom op die ou end. Goed, dan die gelykenis van die mosterdsaad. Nou dis 'n bietjie 'n moeiliker een. Dit word altyd gesê die kleinste saadjies wat gesaai is, het 'n groot boom geword, maar dan het die voëls gekom en die sade begin oppik. So is 'n bietjie moeilik, maar die gedagte van dit was onbekend, onbewus, dit was nie gesien nie, die feit dat die voëls dan hierdie saad gaan kom oppik. So dit was die negatiewe aspek daar. Dan kry ons die gelykenis van die suurdeeg van vanoggend. Die volgende gelykenis in vers 44 is die gelykenis van die skat. Wat het daar gebeur? Die ou het daar rondgeloop, gesien daar's 'n skat in die grond. 'n Versteekte skat, 'n onsigbare skat. Toe gaan verkoop hy al sy goed en hy koop die grond want hy wil die skat hê. Die volgende een is 'n handelaar. Hy het parels gekoop en alles en toe sien hy hier's 'n parel wat versteek is. En toe besluit hy, "Joh, dit is so 'n wonderlike waardevolle parel. Ek gaan al my goed verkoop dat ek hierdie versteekte parel kan koop." En die volgende, die laaste gelykenis is die gelykenis in vers 47 waar hierdie ouens baie visse gevang het. 153 visse. En hulle vat al hierdie visse wal toe. En op die ou end, toe hulle die visse uitsoek, sien hulle daar's goeies en slegtes, en hulle skei die goeies en die slegtes. So, opsommenderwys wil ek dan sê, vers 1 praat van die versteekte, slegte grond, by die gelykenis van die saaier. Vers 24 praat van die versteekte, slegte saad, van die onkruid, by die gelykenis van die koring. Vers 31 praat van die versteekte neste, van die voëls wat die saad kom vreet het, by die mosterdboom. Vers 44 praat van die versteekte skat. Vers 45 die versteekte parel. Vers 47 van die versteekte slegte visse. En dan kom ons nou by ons gelykenis, die gelykenis van die koninkryk, waar hier 'n vrou is wat doelbewus suurdeeg gevat het en dit versteek het. En dit was onsigbaar tot aan die einde gewees. So daarom voel ek my verstaan van hierdie gelykenis dat die suurdeeg 'n negatiewe element is, word ondersteun deur die 6 omringende gelykenisse waar almal wys dat daar een of ander versteekte slegte ding is wat eers aan die einde sigbaar geword het. So die suurdeeg in die eerste plek het eintlik 'n goeie beskrywing. Dis iets wat die deeg suur maak wat nie 'n goeie smaak in die mond los nie, kom ons sê so. Ja. En die tweede is hierdie versteekte. Teenoor wat die werke van die lig word duidelik gemaak en almal kan dit sien, maar die werke van die onheil of van die sonde is versteek en word onder iets verdoesel en waarskynlik tussen in iets verdoesel. Ja, dis baie duidelik.
al 7 die gelykenisse is daar iets onsigbaar, iets wat of net daar was of doelbewus versteek is. Interessant, in vers 44, die versteekte skat, daar sou staan, daai skat was ook geenkripto, hy's versteek. Ja, maar oral in al 7 hierdie gelykenisse wat die konteks is waarin die gelykenis van die suurdeeg voorkom, is daar altyd iets wat versteek is, wat net op die ou end sigbaar geword het. Maar ek wil vaagweg begin afsluit met 'n baie ander interessante beeld wat ek wil gebruik. As ons dan 'n sakkie lemoene gaan koop. Nou ek weet nie of julle weet nie, ek het dit al gesien met tomaties of miskien piesangs of iets, dat die verkoper, veral as jy nou op 'n groot mark gaan koop, julle weet ek wat so in die Midde-Ooste baie keer rondreis en goed by 'n mark koop. Daai ou steek letterlik die swakker een, die slegter een weg. En as jy dan nou 'n sakkie lemoene koop en die verkoper het 'n slegte lemoen in die sakkie ingesteek. Wat gebeur met daardie hele sakkie lemoene as daar een versteekte slegte lemoen in die middel is? Ja, eers word die naaste aan hom sleg en dan word dit sommer hele spulletjie rondom na 'n sleg reliek. Ja, en julle weet, dit wat met 'n vrot lemoen gebeur, hy fermenteer. Dis letterlik wat suurdeeg maak. Suurdeeg fermenteer die deeg. Dit maak dit sleg. En daaroor wil ek sê, of ons kan dit ook mif noem, hierdie lemoen het gemif, nê. Ek wil sê die koninkryk van die hemele is nie soos mif nie. Die koninkryk van God is nie soos 'n sak gemifte lemoene nie, of bietjie beter gestel. Die koninkryk van God kan vergelyk word met 'n sak lemoene waarin daar een slegte lemoen versteek is, wat die hele sak kan sleg maak. So, dis 'n aktiewe daad van iemand wat een slegte, suur, gemifte, gefermenteerde lemoen versteek het, wat die hele sak suur maak. So, miskien as ons die lemoen beeld mooi verstaan, kan ons dalk weer herdink aan die beeld van die suurdeeg in die koninkryk. Daar is altyd iets slegs in die koninkryk, nê? En ek dink dit is iets wat ek nou vanoggend geleer het ook met al hierdie 7 gelykenisse. By al hierdie 7 gelykenisse sê die Here eintlik vir ons, daar's altyd iets slegs in die koninkryk wat onsigbaar is, wat eers op die ou end gesien of uitgehaal kan word. Die koninkryk van God is soos slegte suurdeeg wat met die wederkoms sigbaar kan gaan word. En Willem, weet jy, en dit wil ek nou met versigtigheid sê, maar ek voel eintlik dis ook hoe die kerk is. Daar's regtig ook slegte suurdeeg in die kerk. En ons sien dit ook nie elke dag nie. Maar met die wederkoms gaan dit sigbaar word. Of almal in die kerk goed of sleg was. En dit is vir my nogal 'n baie interessante beeld, dat ons weet, dit kerk het slegte elemente in. Die koninkryk van God het slegte elemente in, maar dit gaan eers waarlik sigbaar wees met die wederkoms van die Here. Ja, hierdie beginsel wat jy nou sê, staan duidelik in Matteus 13, vers 14 en 40, en jy het dit ook voorheen lees uit daai gedeelte van Korintiërs. In vers 40 staan, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies, en hulle sal dit in 'n brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Maar ek wil sê, dit sal by die volëinding van die wêreld wees, waar die engele uitgaan en die goeies van die slegtes skei. Ja. Net soos by die koring en die onkruid. By die einde, ja, by die oes, daar gaan dit geskei word. Dit word nie nou, dit is byna asof ons dit nie kan skei nie, want dit is soos hierdie suurdeeg wat in gewerk is sonder dat dit sigbaar is, want dit is geïnkripteer binne in daardie deeg. Ja, en dit is soos die bose wat gekom het en die onkruid, die bossies, die slegte saad gesaai het. En die werkers het gevra, kan ons dit nie maar uittrek nie? Dan sê Jesus, nee, net nou doen ons iets wat nie reg is nie. Ons moet dit los tot dit saad skiet, dat ons 100% kan sien. Aan die einde
word dit beoordeel, die goeies en die slegtes. Ja, dit is my so interessant en as ek dit dan so sterk sien hoe al daardie 7 gelykenisse hierdie beeld het van daar is iets versteek in die koninkryk van God wat nie goed is nie en dit gaan slegs op die ou end met die wederkoms sigbaar wees. As die goeies van die slegtes geskei word, dan Roelie, dan kyk, jy werk as 'n vertaler baie nou saam met elke woord. Jy kyk dit in die Grieks en Hebreëus, wat staan daar? As jy dan nog so jou konklusie is oor 'n suurdeeg. 'n Suurdeeg altyd 'n teken van sonde, van dit wat verkeerd is. Net soos by die pasgabrood, dit moenie daar wees nie. Dit moet uitgehaal word. ja Willem, dis waarmee ek begin het vanoggend. Al daardie voorbeelde wat ek genoem het. En luisteraar, as jy dit miskien makliker weer wil raak sien, gaan kyk gerus op YouTube, net by my naam Roelie van der Spy, dan sal jy dit kan kry. Dan en kan sien dat al die aanhalings wat ek daar gehad het gewys dat suurdeeg sleg of negatief is. En veral daardie een uit 1 Korintiërs uit, nê, wat dit so mooi sê, maar Jesus is ons ongesuurde brood. En ons moet soos hy wees, ongesuurde brood. Maar selfs hier uit die Ou Testament uit, waar ek begin het, Eksodus 12 vers 15 het gesê, 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Reeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder. En dit was fisies, maar ook simbolies, geestelik gewees. So dit lyk regtig vir my. My enigste problematiese teks was hierdie gelykenis van die koninkryk van die hemele is so suurdeeg. Soos 'n vrou wat suurdeeg vat en ek het altyd gewonder hoe gaan ek dit dan verstaan? Hoe moet ek dit dan verklaar as 'n negatiewe aksie? En vanoggend lyk dit vir my of dit vir my inpas. Uit al die verwysings in die Bybel uit, maar ook uit die 7 verwysings, die 7 gelykenisse in daardie een hoofstuk wat almal negatief is. En eers die dag op die ou end word dit sigbaar wat die ware toedrag van sake daar is. En jy het gesê die koninkryke in ons lewe het altyd iets sondigs in. En dit moet ons maar weet. Daar sal altyd iets onder duins in die duister versteek wees. Maar ons is nou midde in Paasfees in hierdie heilige week en dis eintlik hoekom jy met ons praat oor die suurdeeg, want jy het gepraat van die Paasfees. Ja, ek noem Paasfees die 3-in-1 fees. Want dis letterlik, ons praat so van die Paasfees, maar Paasfees, soos ek gesê het in die begin, dat die eerste dag was die Paasfees, die dag wat die Paaslam geslag is. Die tweede dag was die fees van die ongesuurde brode en die derde dag was die fees van die eerstelinge gewees, die eerste vrugte. So Jesus het op die eerste dag gesterwe vir die sonde. Die tweede dag moes hulle die fees van ongesuurde brode eet, as teken dat hulle nou sondeloos is, sonder sondes, sonder suurdeeg is. Hulle moes fisies en geestelik die suurdeeg uit hulle lewens uithaal. So dit pas vir my so perfek in hierdie Paasfeesvieringe van ons. En dit het vir my soveel ryker betekenis gegee aan my viering en verstaan van Paasfees, omdat ek begin verstaan het dat suurdeeg 'n teken van sonde is. En op Paasfees is dit net so wonderlik duidelik. Die tweede dag van Paasfees was die fees van brood wat sonder suurdeeg was. En dit bevestig eintlik ons gebruik om op Goeie Vrydag die nagmaal te gebruik, want die eerste dag, 14de, is die Paas waar ons dan die Paaslam sien wat geslag word, so die bloed vloei, so die wyn wat ons drink is dan ook die bloed, en die volgende dag is die ongesuurde brood, die brood wat ons eet, en die volgende dag is die nuwe lewe, as gevolg van dit wat gebeur het met die bloed en die brood, kom daar nuwe lewe. Dis eintlik so wonderlik dat ons dit tot vandag toe nog net so kan toepas in ons lewe. Ja. Dit is regtig vir my wys van so sterk onderbou, fundament die Ou Testament is vir ons Nuwe Testamentiese verstaan van dit wat ons vandag nog en in hierdie naweek vier. Ja, Roelie, is dit jou
laaste woord of gaan jy ons wegstuur met iets besonders? Weet jy Willem, ek wil dan sê volgens my verstaan en dit wat bevestig word dan deur 1 Korintiërs 5 ook, nê. Kom ons verwyder dan die suurdeeg van die sonde uit ons lewens, sodat ons soos Christus en saam met Christus ongesuurde brood sal wees. En die simboliek van my woorde pas dan perfek in hierdie viering van Paasfees. Dat ons moet Ekskuus, ek wil jou daar in die rede val. Ekskuus dat ek jou in die rede val. Interessant vir my, terwyl jy dit sê, toe besef ek, eintlik kan ons nie suurdeeg uit die deeg uithaal nie. Want is net so min as wat ons eintlik die sonde uit ons lewe kan uithaal, wegkanselleer. Maar Christus kan, hy het reeds die sonde gekanselleer. En die effek van die suurdeeg kan hy nie wegneem uit ons lewe, sodat ons lewe nie meer suur is nie. Dit is regtig so, né? Ons kan self nie die suurdeeg uithaal nie, maar slegs Christus kan die suurdeeg uit ons lewe uithaal. Ons kan fisies suurdeeg uit ons huise verwyder as 'n simboliese daad, maar die suurdeeg van die sonde in ons lewens, ons harte, kan net deur die bloed van Christus uitgewas word, ja. En dit bring my dan by my heel laaste woord is, dan moet ons ontsuur, ontsondig deur die Paaslam, sodat ons soos die Paaslam kan word, sonder sonde. Sodat as ons dan eendag by die wederkoms opstaan, dat ons kan sien dat daar nie versteekte suurdeeg in ons lewens is nie, soos in die koninkryk van die hemele wel is ook nie. Mag Paasfees vir jou besondere waarde en betekenis hê hierdie jaar en die jare wat kom. Baie dankie Rulie. Dit was Dr. Rulie van der Spy met sy praatjie lig uit die skrif vandag spesifiek. Kom ons verwyder die suurdeeg van die sonde uit ons lewe. Baie dankie Rulie. Miskien net jou kontaknommer en 'n laaste woord as jy wil, as iemand dalk vir jou wil aanmoedig om voort te gaan met jou werk, jou baie belangrike werk, of dalk met jou in 'n gesprek wil tree oor een of ander aspek. Ek het gedog jy wil sê as iemand my dalk wil aanvat oor my verklaring van Matteus 13 vers 33. Maar ook, en ek wil die luisteraars aanmoedig, en as julle iets voel dat julle daaroor wil sê, en julle wil met Dr. Rulie praat met hom daaroor, want ek dink deur met mekaar te redeneer oor wat die moontlikhede is en hoe jy dit sien en hoe die Heilige Gees vir jou iets openbaar, kan ons net eenvoudig baie by mekaar leer en die koninkryk so versterk met verskillende mense se opinies en kennis. Asseblief Rulie. Ja, nee, regtig, as jy nie saamstem met my verklaring van die gelykenis van die suurdeeg nie, wil ek graag hoor hoe jy dit dan verklaar as alle ander plekke redelik duidelik is dat dit wys dat suurdeeg negatief is. Maar baie dankie, ek sal graag daaroor wil gesels en redeneer. My nommer waarop jy my kan kontak is 074 419 8353. Baie dankie, baie seën. Mag julle die vrede van die Paaslam en die sondeloosheid, die shalom, die genade ervaar in hierdie Paastyd. Seën vir julle. Dankie Rulie, tot die volgende keer.